coming into the ministry. By at this time, we know that we need to win souls and bring them into the kingdom of God, and we minister these things again. You know, we give them milk. It's exciting. So vandag se tema, soos julle gesien het, is kom ons bou. Nou ons as kinders van die Here is geroep om te bou. En ons is nie geroep om af te breek nie, nê? Al wanneer ons afbreek, is soos wat Damien laasweek of die week voor dit gepreek het, is die breek van vestings, is die breek van die dinge wat die Satan in ons lewe wil bring. Dis die breek van sonde, want sonde is dit wat die skeidingsmuur tussen ons en God bring. So al wanneer ons afbreek, is wanneer dit vloeke is, wanneer dit vestings is, wanneer dit kettings in ons lewe is wat ons vashou van dit waar God ons wil uitbring. Dit is basies enige iets onheilig, is basies enige iets wat van Satan afkom of met hom te doen is. So waaraan en wanneer en hoe bou ons dan as kinders van die Here? Wel, ons het heel eerste God nodig. Daar's nie 'n manier wat ons kan bou as ons nie God het of Jesus Christus wat ons fondament moet wees nie. Hy is die rots waarop ons bou. Alleenlik Jesus Christus ons rots. Ons bou nie op sand nie. Kyk, ons almal ken. Jy bou nie jou huis op die sand nie, jy bou jou huis op die rots, want anders as daai eerste storm kom, is jy plat. So, dit is belangrik. So, waaraan bou ons dan as kinders van die Here? As ons nou kyk na fisiese goed. Ons bou kerke, ons bou skole, nê? Hier staan 'n skool hier langs ons. Ons bou, wat bou ons? Spiere. Party van die manne hou van spiere bou. Ons bou gesinne en families. Jy weet, die Here het vir ons gesê in Genesis, vermeerder en vul die aarde, né? Ons bou verhoudings. Ons bou ons geestelike lewe om meer soos Jesus te wees en minder soos onsself te wees. Ons bou aan ons geloof. Ons bou en versterk mekaar ook. Ons bemoedig mekaar. Ons spreek woorde van lewe oor mekaar en nie dood nie. Ons bou in die eenheid van wie hierdie liggaam is en ons gemeenskap. So ons gaan 'n bietjie kyk na 'n man genaamd Nehemia. Wie ken die boek van Nehemia? Het al die storie gehoor. So ons gaan 'n bietjie kyk na hierdie man, want hy was 'n man wat fisies gebou het met sy hande, maar hy het ook geestelike herstel gebring en geestelike opbouing kom doen. So in Nehemia 8 vers 10 lees ons hierdie bekende vers wat ons almal ken, maar ons ken hom meer in die Engels, maar in die Afrikaans sê dit, die blydskap van die Here is julle krag. The joy of the Lord is my strength, né? Ons ken dit almal beter in die Engels. The joy of the Lord is my strength. En ons gebruik dit so baie. So hierdie is 'n baie bekende vers uit die boek Nehemia. Maar die boek Nehemia begin nie met hierdie blydskap nie. Dit begin nie met hierdie joy nie. Dis eers later wat ons lees van hierdie vreugde en hierdie joy wat gekom het. Want hierdie boek het begin eintlik met iets wat slegte nuus was. Iets wat so 'n bietjie hartseer gebring het. Ons gaan nou daarna kyk. So Nehemia, hy was 'n afstammeling van die Joodse volk wat in ballingskap was in Persië. So hy was 'n skinker. Nou as jy nou dink 'n skinker, dan gaan ons nou dink aan iemand wat met 'n skinkbordjie rondloop en soos 'n waitress of 'n kelner sal wees, maar dit is glad nie wat dit was nie. 'n Skinker in daai tyd was eintlik 'n baie invloedryke posisie. En nie elke ou kon daai posisie
beklee nie. So dit was eintlik, julle, dit is 'n groot ding gewees as jy 'n skinker kon wees. 'n Skinker moes baie geleerd ook gewees het. Hy moes 'n slim mannetjie gewees het en hy moes ook iemand gewees het wat vertrou kon word. Jy weet, want dit was 'n verskriklike, verantwoordelike werk ook gewees om 'n skinker te wees. Nou wat hierdie skinker gedoen het, is hy het so geloop saam met die koning. Nou hierdie koning se naam was Artasasta. Kyk, hulle het hierdie snaakse name gehad in daai tyd. Artasasta. So koning Artasasta van Persië. En Nehemia het nou onder hom gewerk as die skinker. So wat Nehemia moes doen, is hy moes hierdie koning se wyn en se kos eers proe, voordat die koning daaraan proe of eet. Want baie mense het gekom en die goed vergiftig, sodat daai koning moes sterf. So nou moes hierdie Nehemia, elke liewe dag van sy lewe, moes hy nou eintlik sy lewe waag, vir hierdie koning Artasasta, en hy moes sy wyn en sy kos proe, en nou maar daai kans vat, hy weet nie of daar gif in is nie. So nadat Nehemia dan nou geproe het en hulle gesien het dat dit veilig is, kon die koning en sy familie dan nou voortgaan om hulle maaltyd dan nou eintlik rustig te geniet en te weet daai kos is nie vergiftig nie. So, hierdie skinkersposisie. Nehemia het dalk nou gedink, dit is wat ek nou vir die res van my lewe gaan doen, en hy was gelukkig daarmee, want dit was 'n baie goeie posisie. Maar, soos ons vir God ken, het God altyd 'n plan met ons lewens, né? Ons weet nie wat die Here vorentoe gaan doen nie. Ek meen, hoeveel mense in hierdie gemeente van ons, as ons gaan terugkyk na pastoor Callie en pastoor Etienne, wat myners was, en hulle is nou amazing pastore, hulle werk vir die koninkryk van God. Min het hulle geweet, hulle het dalk gedink vir die res van hulle lewe gaan hulle op die myn werk. En dit was toe nie so nie, want God het 'n ander plan gehad, en so het hy met elke een van ons 'n plan in ons lewe. So in hoofstuk 1, vra Nehemia vir sy broer Hanani, vra hy vir sy broer Hanani, want Hanani het nou net so pas teruggekeer uit Juda uit. So nou vra hy vir sy broer, hy sê, hoorie maar, vertel my nou, hoe lyk dinge nou daar in Jerusalem? Jy weet, hoe gaan dit daar met die Jode? En Hanani gee vir hom toe nou hierdie skokkende nuus, hierdie hartseer nuus, en ek gaan dit vir julle lees hierso in vers 3, wat hy toe nou vir hom sê. Hy sê, die oorgeblewenes wat vrygekom het uit die gevangenskap, daar in die provinsie, verkeer in groot ellende en in smaad. En die muur van Jerusalem lê stikkend, en sy poorte is met vuur verbrand. Nou ek weet nie wie van julle al in Israel was nie, of saam met ons al een van daai toere gedoen het nie, maar toe ek hierdie gedeelte lees, toe kon ek sommer hierdie ou stad Jerusalem sien, en ek het eintlik bewoog geraak. Ek het letterlik so trane in my oë gehad, en dog ek sien hierdie prentjie van Jerusalem se muur wat gebrand is, en die poorte gebrand, en alles is daar afgebreek, en ek begin hierdie hartseer in my hart kry, en ek dink, jy weet, ons bly nou al 20 jaar hier in Barberton, en as ek hier moet weggaan, en iemand moet na my toe kom, en ek sê, hoe gaan dit om Barberton, en die mense, hulle moet vir my kom sê, weet jy wat, dit gaan nie goed nie. Die strate en alles, en huise is afgebreek, en geboue, en daar's brande, en julle, dit sal my hart breek. Ek meen, hoe sal julle daaroor voel, as julle van so iets moes hoor? En ons lees hierso in vers 4, hoe Nehemia gevoel het, toe hy hierdie nuus hoor, wat sy broer toe nou vir hom sê, wat besig is om te gebeur in Jerusalem. En hy sê vir hom, en toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en ween. Ek het daar lank getreur, daar lank.
getreur. En ek het gevas en gebid voor die aangesig van die God van die hemel. Julle, Nehemia het vir dae lank getreur toe hy hierdie nuus hoor. En ons gaan net nou sien, dit is eintlik 4 maande lank wat hy getreur het, wat hy gevas het, wat hy gebid het en voor die aangesig van die Here gelê het as gevolg van hierdie nuus wat hy gekry het. Want die ding is, hy het geweet. Hy het geweet iets sal moet gedoen word rondom hierdie situasie. Ek meen, dit kan nie so bly nie. Iewers sal iemand iets moet doen rondom hierdie. En in vers 6 sê dit, dag en nag het hy vir die kinders van Israel gebid en bely. Hy het hulle sondes kom bely en sê, Here, ek weet, ons het verkeerd gedoen in die oë. Here, ek kom bely dit voor U. Here, ons is jammer. Ons erken dit. En Nehemia kom ook en hy herinner God weer aan sy belofte dat as hulle sou bekeer en die gebooie sou onderhou, dat hy hulle sal verlos en terugbring na die plek wat hy vir hulle gekies het. Dit was 'n belofte van die Here. Want Nehemia het geweet, hy het geweet dat hierdie skepper God, hierdie almagtige God wie hulle aanbid, dat hy die enigste een kan wees wat hierdie hierdie groot probleem wat hulle het, kan kom uitsorteer. Jy weet, baie keer raak ons probleem so groot, dat God so klein raak. En dis nie veronderstel om so te wees dat ons probleem groter raak as wat God is, want God is groter as daai probleem. Eintlik daai probleem lyk vir jou groot. Daai probleem is eintlik klein, man, teenoor wie God is en wat God vir jou kan kom doen. Ook in vers 6 bid Nehemia, hy sê, Here my God, luister na die gebed van U dienskneg. Jy weet, hier kom hy in 'n smeekgebed voor die Here. Hy kom in nederigheid voor die Here. Hy kom lê op sy aangesig voor die Here. Want die Here sê mos, hy sê, kom met vrymoedigheid na die troon van genade. Is dit nie waar nie? Kom nou met vrymoedigheid na my. Kom, almal wat vermoeid en belas is, kom. Roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou uithelp. Filippense 4 vers 6, ek gaan dit vir ons lees. Wat sê die Here daar? Hy sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Die Here wil jou begeertes hoor. Hy sê, bring jou begeertes na my toe, kom maak dit aan my bekend. En hier kom die koning en hy vra vir Nehemia. Hy sê, wat is jou begeerte? Kom maak dit aan my bekend. Nehemia, want ek het jou nog nooit so hartseer gesien nie. Jy's altyd hierdie vrolike mens en daar's niks wat jou pla nie en jy het blydskap in jou hart. Wat gaan aan, Nehemia? Kom maak jou begeertes aan my bekend. En in Nehemia 2, dat ek net weer daar uitkom, julle. Nehemia 2, van vers 5, sê Nehemia aan die koning, hy sê, as die koning dit goed vind, en as u dienaar welgevallig is in u oë, stuur my dan na Juda, na die stad waar my vaders begrawe lê, dat ek dit kan opbou. Hierdie Nehemia wil gaan bou. Hy wil gaan opbou. Hy wil gaan herstel bring
in dit wat afgebreek geword het. En so na 4 maande se gebed en vas en volharding in gebed, partykeer gee ons te vinnig op. Hierdie Nehemia het vir 4 maande lank het hy die Here vertrou vir 'n deurbraak. En die koning het toe in sy hart gevind en hy het gesê, weet jy wat, Nehemia gaan bou, gaan doen wat jy moet doen. Ek gee jou toestemming, gaan. En Nehemia gaan van 'n skinker na 'n bouer. Hy gaan van dit wat God hier in sy hart kom plaas het, na gehoorsaamheid oor in aksie. Het die Here al iets in jou hart geplaas, wat jy oorgegaan het in aksie in? En toe hy daar aankom, natuurlik, ons weet mos nou hoe dit gaan, wanneer jy iets vir die Here wil doen en iets vir sy koninkryk wil doen, dan kom die teenstand. En dis hoe dit was, die teenstand het gekom. Jy weet, ek kry partykeer, dan dink ek, as ons so die siele na die Here toe lei, en mense kom vir die eerste keer na die Here toe, jy weet, ons sê nie vir hulle eintlik wat kom nie. Want om 'n kind van die Here te wees, is nie altyd maklik nie. Maar ten minste het ons God wat dit saam met ons loop, hand aan hand, en hy dra ons deur alles. Is nie aldag maklik nie. En die teenstand kom, maar ons is meer as oorwinnaars, deur Jesus Christus wat vir ons die krag gee. Jy weet, wanneer ons wil opbou, dan wil Satan afbreek. Want alles wat ons doen vir God se koninkryk, wil hy in teenstelling kom doen. Maar ons weet ook, dat wanneer God 'n deur oopsluit, kan niemand daai deur kom toesluit nie. Jy weet, en as God jou geroep het vir iets, as hy vir jou gesê het, kom bou, God sal alles voorsien wat jy nodig het. Die finansies sal daar wees. Die sement sal daar wees. Daai vragbaakstene sal daar wees. Die mense, die werkers, alles sal daar wees en alles sal in plek val as dit vir God is en vir sy koninkryk is. En so het hierdie groot bou toe nou begin aan hierdie muur in Jerusalem. Jy weet, Nehemia het daar aangekom, hy het eers in die nag bietjie inspeksie gaan doen, hoe lyk dinge daar, wat kan hulle gebruik, wat kan hulle nie meer gebruik nie, wat het hulle nodig, hy het 'n plan gaan uitwerk. Maar toe die tyd reg was, het hy al die mense bymekaar geroep, hy het gesinne gekry, nee? Daar word gepraat van 'n man en sy dogters wat kom help het. Ek meen, ek kan onthou hoe ek my pa altyd ook gehelp en dan sê Megan, gaan kry vir my asseblief die sterskroewedraaier of gaan haal vir my hierdie. Het julle ouers dit ook gedoen? Doen julle dit met julle kinders? Ja, vele hande ligte werk, nee? Vele hande ligte werk. So hierso het Nehemia toe nou 'n plan gehad, plan van aksie. Ek seker hy het vir die mense sê, nee julle, hierdie wat nou afgebreek is, kom, ons gaan nou opbou. Wie's in, wie's uit, nee? Maar soos dit vir my klink, was almal daar, want hoor wat sê hierdie mense, toe hy nou vir hulle vra, kom, laat ons begin. Sê hulle, ons sal ons klaar maak en bou. En hulle het hulle hande sterk gemaak vir die goeie werk. Julle, wanneer laas het ons gesê, ons hande is sterk gemaak vir goeie werk, vir die koninkryk van die Here, nee? En hier gaan doodnormale mense, ek meen, hulle het nou nie 'n graad of 'n opleiding of 'n enige iets in bouwerk gehad nie, maar hierdie mense was bereidwillig. Hulle het sê, man, ons kom help. Ons wil help met hierdie goeie werk. En in 'n rekordtyd van 52 dae bou hulle 'n muur van 2,4 kilometer lank, 2,75 meter breed en plus minus 12 meter hoog.
in 52 dae. Dis 'n wonderwerk wat daar gebeur het. En daar staan Jerusalem se muur. Jy weet, en dit klink nou so maklik, en ons nou so baie mense gehad wat help, en alles was nou net reg, maar dit was nie maklik nie. Hulle het baie teenstand ervaar in daai tyd. Hulle was gespot, hulle was geterg. Mense het hulle probeer aflei van dit waarmee hulle besig was. Hulle was gaan manipuleer, hulle was afgepers. Daar was mense wat probeer verwarring bring het. Dit was nie maklik vir hulle nie. Maar weet julle wat, menslike opinies het hulle nie gepla nie. Dit wat God hulle voorgeroep het, daai God gegewe taak, het hulle verrig. Niks kon in die pad staan nie. Niks nie. Niks kon hulle onderkry nie. En ek wil vanoggend vir julle ook sê, dat geen wapen wat teen jou gesmee word, sal enige iets uitrig nie. Geen wapen wat teen jou gesmee word, sal enige iets uitrig nie. Jy weet, hierdie mense was gefokus. Hulle het nie hulle aandag gegee aan die probleme en hierdie mense wat teen hulle probeer kom het nie. Jy weet, baie keer laat ons toe, laat nonsens, klein goedjies, skeiding bring. Maar hierdie Nehemia, hy het die hele tyd hierdie mense probeer bemoedig. Hy het vir hulle gesê, ons bid tot onse God. Onse God sal vir ons stry. Hy sê, julle moenie bang wees nie, dink aan die groote, gedigte Here. En ek wil vandag vir julle ook sê, moenie bang wees nie. Dink aan die groote, gedigte Here. En op die ou end van die dag, was selfs hierdie vyande wat teen hulle wou kom, verplig om God se hand te erken in wat hierso gebeur het, in hierdie wonderwerk wat hier gebeur het. Nehemia 6 vers 16 sê, hulle het erken dat hierdie werk deur onse God gedoen is. Hoe amazing is dit nie? Dat hulle die hand van die Here in alles wat daar gebeur het, kon erken, kon raak sien. Jy weet, erken ons nog, dat wanneer ons iets doen vir die Here, dat dit hy is wat dit deur ons doen, dat ons nou nie so wonderlik is, dat dit ons self is wat dit doen nie, maar dat dit hy is wat dit deur ons doen. Bou ons nog aan God se koninkryk, of bou ons aan ons eie klein koninkrykies? Bou ons aan ons eie naam, of bou ons aan God se naam? Want sy naam moet geëer word. Sy naam moet verhoog word. Sy naam moet verheerlik word. Dit gaan alles oor hom. Ek dink die vraag wat ek wil vra is, vrees ons nog God? Het ons nog respek vir God? Het ons nog daai eerbied en daai ontzag vir ons God? Vir sy woord, vir sy kerk, vir sy mense, vir die heilige doop, vir die heilige nagmaal, vir sy naam. Het ons nog daai eerbied? Het ons nog daai ontzag daarvoor en vir hom? Soos Nehemia sê, groot en gedigte God, God van die hemel. Besef ons nog met wie ons praat? Besef ons nog tot wie ons bid? God die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. In Nehemia 8 het die volk weer, hulle het weer hulle vrees vir die Here teruggekry. Hulle het weer daai eerbied en respek vir hulle God gekry wat verlore was. Jy weet, en hulle kom soos een man toe bymekaar.
En hulle roep vir Ezra, wat 'n skrifgeleerde was. Nou daai tyd, nie almal kon lees nie, of nie almal kon skryf nie. So hulle het skrifgeleerdes gehad, wat gekom het, en dan het hulle vir hulle kom lees uit die Bybel uit. En hulle laat vir Ezra kom, om vir hulle uit die boek van die wet van Moses te lees. Nou die boek van die wet van Moses is die Torah, dis die eerste 5 boeke van ons Bybel. Daai mense het net 5 boeke gehad. Ons het 66 hoofstukke in ons Bybel. Weet julle hoe gelukkig is ons? 66 boeke uit God se woord, wat ons van kan eet, wat ons kan leef, wat ons kan vat en bære in ons hart. Daai mense net 5 boeke gehad. En hulle gaan toe en hulle bou 'n houtverhoog vir Ezra. Jy weet of hulle is nou in hierdie bou ding in. Hulle is nou nog nie klaar gebou nie. Ek dink hulle het dit naderhand begin geniet. Daai 52 dae was te vinnig. En hulle bou vir Ezra 'n houtverhoog om op te kom staan en uit hierdie boek van die wet van Moses vir hulle voor te lees. En die woord sê, die hele volk se ore was op die wetboek gerig, want dit lig word tot die middag, was hulle ore op hierdie boek. En hoor net hier, ek gaan vir julle lees, wat se eerbied en ontzag en respek hulle vir hierdie woord gehad het. In hoofstuk 8 van vers 6. En Ezra het die boek oopgemaak voor die oë van die hele volk. Want hy het bokant die hele volk gestaan op daai houtverhoog wat hulle vir hom gebou het. En toe hy dit oopmaak, het die hele volk opgestaan. En Ezra het die Here, die grootte God geloof, en die hele volk het geantwoord, Amen, Amen, met opheffing van hulle hande, en hulle het hulle gebuig en die Here aanbid met die aangesig na die aarde toe. Yes. Toe daai boek oopgaan, toe staan hierdie mense op, in eerbied, in respek. Jy weet, en dan die volgende, hierson vers 10 is dan ons bekende vers wat kom. Die blydskap van die Here is ons krag. The joy of the Lord is our strength. En hierdie volk het berou gehad oor wat hulle gedoen het. Hulle het kom regmaak. Hulle het kom herstel bring. Hulle het selfs fisies kom bou. Hulle het nie kom afbreek nie. Hulle was klaar met die afbreek. Hulle het teruggekeer na hulle eerste liefde toe. Hulle het teruggekeer na hulle eerste liefde toe. Jy weet, hierdie volk kon vir 3 ure lank staan en na die woord van God luister. Staanende. Ons kan skaars 30 minute sit op 'n gemaklike stoel onder 'n dak. En dan wil ons op ons losies begin kyk. Waar is die tyd heen? Hierdie mense kon vir 3 ure staan en na die woord luister. Waar is ons honger, kerk? Waar is ons honger? Jeremia 15 vers 16 sê, toe u woorde gevind is, het ek hulle opgeëet. En u woord was vir my vreugde en vrolikheid vir my hart. En ek wil vra vandag, as jy jou Bybel by jou, sit dit op jou hart. Sit dit op jou hart vir oggend. En sê, Here, u woord bring vir my nog vreugde. U woord bring vir my nog vrolikheid. Here, dankie vir die kosbare woord. Dankie vir hierdie 66 boeke in hierdie Bybel. Waarvan ek kan eet. Ek wil dit eet. Ek wil dit opeet, Here. Ek wil dit deel maak van my lewe. Dis my belangrik. Dankie, Here, vir u woord.
Weet toe daai stadsmuur ingewy word, sê hulle daar daai vreugde en daai blydskap wat hulle daar gehad het, tot ver weg nog gehoor kon word. Van ver kon hulle die vreugde en die blydskap ervaar. Kan die mense nog in ons lewe die blydskap en die vreugde van ons God sien en hoor? En God kom en hy vat daai vloek en hy verander dit in seën. Familie, ek wil julle vandag net aanmoedig. Ek wil julle regtig net kom aanmoedig en vra, kan ons nie maar soos Nehemia, hy het getreur, hy het geween vir 4 maande lank oor wat hy gesien het. Hoeveel sien ons nie raak nie? As ons net kyk na ons dorp, as ons kyk na ons land, as ons kyk na die moorde, die plaasmoorde, as ons kyk na mense wat aborsies doen, sonder skaamte, as ons kyk in wat se toestand ons land en dorp is, as ons sien hoe kerke toegemaak word, hoe pastore moed opgee want hulle kan nie meer nie, hulle kan nie meer die druk vat nie. As ons sien wat gebeur, as ons deel van daai mense om te gaan spot daaroor en in die kring van die spotters te gaan staan, om te gaan terg, om te gaan manipuleer, om skeiding te wil bring, of gaan ons soos Nehemia maak en gaan huil voor die aangesig van die Here tot daar 'n deurbraak kom. Gaan ons gehoorsaam wees en aksie vat in dit wat ons sien. So ek wil vandag vra, familie in Christus, kom ons bou. Kom ons bou. Wie saam met my? Staan op. Thank you for watching. As we come to the end of this powerful message, we invite you to be part of something greater. At Barberton Full Gospel Church, our mission goes beyond these walls. Through our benevolence ministry, we bring hope to those in need, care for the elderly, and through the Barberton Recovery Center, BRC, we walk with individuals on a journey of restoration, healing, and new beginnings. We also invest in the next generation through Kids in Christ. But we cannot do it alone. Your partnership can make a real difference, whether through giving, volunteering, or prayer. You become a vital part of changing lives and building a stronger community. Join us, stand with us, be the hands and feet of hope. Barberton Full Gospel Church, together we make an impact that lasts.